Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere. In hierdie episode kry ons antwoorde oor hemp, hempsaadolie en medisinale cannabis. Kom ons vind uit. In hierdie episode van Nisboere, Alpha Plant Pharmaceuticals spesialiseer in die verbouing van hoëgehalte medisinale cannabis. In Bloemfontein wys Just Bliss Naturals hoe hennepsaadolie in natuurlike produkte omskep word. In die ateljee gesels Canosia Genetics South Africa se Malan Strydom oor die toekomspotensiaal van industriële hennep. Hier's Corneille. Ons groot kompetisie het amptelik gesluit. Baie dankie aan almal wat hulle nusidees met ons gedeel het. Ek sien daarna uit om hierdie inskrywings te werk. Hou hierdie spasie toe op die video word binnekort aangekondig. Nou ja, in hierdie episode moet ons Nisboere wat nuwe geleenthede in die hemp en medisinale cannabis bedryf skep. Die Nisboere span het gaan inloer en leer. Geniet dit. Wel, vir my was dit gewees persoonlik. 2017 het ek 'n nie-operasie gehad en hulle is my te veel narkose gegee en my lewer het skade gelei as gevolg van dit. 2018 het ek iemand ontmoet wat vir my cannabispille gegee en gesê probeer dit, dit sal die lewer regenerate. Dit was 2,5 maande later en my lewer was geregenerate en my GGD telling was weer afgewees. So van daar af het ek gesien dat daar 'n potensiaal is in medisinale cannabis. Nie net van 'n recreational oogpunt af nie, maar van 'n medisinale kant waar ons mense se lewens kan begin verander. En dit is waar in 2019 met die social clubs begin het en van daar af gesien dat in Suid-Afrika die landscape basies geskuif het na die wettige kant toe rondom die medisinale kant. So dit is gegaan vir die lisensiering en obviously van daar af is dit Alpha Plant gekoop in 2024 begin hier, 2025 het ons hom gekoop. Dis waar 5 begin het. So wat ons diferensieer is die biotech wat ons het. Die aspek waar ons hoër yields kan kry, hoër cannabinoids kan kry in die cannabis, beter kan groei teen 'n laer koste en dit is wat ons diferensieer want as jy gaan kyk in die internasionale mark, is dit 'n bekleierery op hierdie stadium vir wie kan die goedkoopste produk lewer op 'n hoë kwaliteit, maar dit gaan oor volume. Wat die grootste nadeel is in Suid-Afrika is meeste van die fasiliteite in Suid-Afrika kan nie genoeg produksie lewer om te compete op internasionale vlak nie. As jy gaan kyk na Kanada hardloop seker van die grootste cannabis in die wêreld en die goedkoopste, maar hulle word gesubsidieer deur hulle government. So daar's vir hulle 'n voordeel om laag in te kom. Ons gebruik hier Afrika Son om ons competitive advantage te hê saam met die residents. So dit is waar die verskil in kom. Tans is almal jaag EU GMP. Dis die Europese standaard. En almal wil 'n fasiliteit kry op daai vlak. Dit kos verskriklik baie om dit daar te kry en daar te hou. So die korttermyn goal is om EU GMP te doen en dan die langtermyn goal is om nie net Suid-Afrika nie, maar Afrika markte te ontsluit. So ons passie lê meer om mense te uplift, access te gee na lisensies toe en offtakes en om 'n kans te kry om cannabis te groei. En dit is hoekom ons besig is met 'n projek saam met die Khoisan waar ons vir hulle kan tunnel gee, hulle educate. So saam met die Cannabis Institute het ons 'n paar verskillende kursusse ontwikkel wat uniek is tot die cannabis industrie wat geakkrediteer is onder AgriSeta en TCQO. En om dan mense 'n learnership te kan gee en te sê luister hierso kom werk in cannabis, maar die hele chain, nie net van die agricultural kant af waar jy kan groei nie, maar ook deur die manufacturing kant tot by die retail kant. Wel, ek dink die grootste ding in medisinale cannabis is elke oes presies dieselfde te lewer. En so ons het begin by ons moederblok. So al ons moederplante wat ons hou, word steggies van gesny sodat jy elke slag kan replicate wat jy doen. Die probleem is met saad is jy kry verskillende phenos in jou saad, so dit kan dieselfde saad wees, maar hy kan verskillend groei en verskillend lyk. En omdat jy uniformigheid soek deur jou oes, groei ons van die moeder af, sny die steggies word dan gegroei tot op 2 tot 3 weke toe nadat hulle wortels gewys het en dan gaan hulle in die blomproses en die blomproses is tipies tussen 7 en 9 weke en dan van daar af word dit geoes,
dan word dit bulkproses, van bulkprocessing af, as dit beteken dit word gedroog, getrim, verpak in kilogramsakke, en dan van daar af gaan dit na 'n GMP fasiliteit toe, wat Good Manufacturing Practices is, waar hulle dit micropackage in 5 of 10 gramme, en dan word dit so uitgevoer. Wat ons hier geskik maak is ons het son. Ons het meeste van die tyd het ons nie probleem met hoë humiditeit nie. Behalwe in die winter wat ons bietjie dan hoë humiditeit het, maar reg deur die jaar kan jy groei met die tonnels. So dit is hoekom ons die climate control tonnels het waar ons die humiditeit kan beheer, die klimaat kan beheer, die lig kan beheer, want 'n cannabisplant word gemanipuleer om te groei volgens sy ligsiklus. So as hy minder as 12 ure lig kry, dan blom hy, en as hy meer as dit kry, dan groei hy net. So ons, dis hoekom ons die blackout in die tonnels het, waar ons hom dan kan manipuleer om te sê, daar's jy 12 ure vir die dag, ons skakel jou af, ons sit jou af en maak dit donker, en dan weer maak ons oop om te groei. So ons het ons eie strains, wat in hierdie klimaat gekweek is, en seker gemaak word dit groei die beste in hierdie klimaat. Dan obviously het ons 'n hele IPM wat jou mold, jou siektes, jou verhoeding van enige siektes of pestes doen. En ons het ons fertilizer program wat gespesialiseerd is vir cannabis in die verskillende groeistadiums. So obviously ons gebruik Haifa wat Israel's maatskappy is wat die cannabis fertilizers maak. En dan ook obviously in die tonnels het ons van die dehumidifiers tot die gas wat ons in die winter hardloop om dit warmer te maak, in die somer hardloop ons wetpools en ons hardloop fans om dit kouer te maak. Ons het die blackouts in om die lig te beheer, en dan het ons die resonance ligte nou obviously om die groei te bevorder. So jou exportmark is gewoonlik of bulk, wat jy onder 'n gewone Section 22C license kan doen, wat 'n cultivation license is van SAPRA. As jy wil micropackage met jy micropackage lisensie onder GMP, so dit is 'n verskillende lisensie waar jy dan kan gaan en dit kan in kleiner hoeveelhede verpak. So van ons uitvoerders soek dit in bulk, en van ons uitvoerders soek dit in 'n 10 gram tab wat ons dit in pak vir hulle. En dan het jy, die ander opsie daarvan is dan obviously die further processing van die cannabis. Dit sal wees jou olies wat gemaak word, jou tinctures, jou gummies, jou pre-rolls ensovoorts. So dan is daar daai deel van die mark vir die further processed goods, en dan ook jou vapes en verskillende vorms van dosing. En dan ook vir die local mark gaan dit van 22C af na GMP toe vir micropackaging. Vir micropackaging gaan dit uit dan na die apteek toe. En dan word daar Section 21 gedoen, so jou pasiënt sal 'n dokter sien, die dokter sal vir hom cannabis voorskryf, hy sal 'n voorskrif kry, die voorskrif word dan gesubmit na SAPRA toe, en dan word dit of goedgekeur of afgekeur. As dit goedgekeur word, dan kan mense deur die apteek vir hulle dan cannabis dispense, so dit is vir die local mark. Dit is 'n stadige proses, die lisensiering vat tyd. Ongelukkig met SAPRA werk het so, jy moet eers jou fasiliteit bou op standaard hê, die mense ingestel hê, en dan kan jy eers aansoek doen vir jou lisensie. So dit vat nou maar lank, maar ek dink as jy reg beplan en baie passievol is rondom dit, en seker maak dat jy optimaal kan groei en kan meer as net op bulk produce, dit is waar jou niche mark lê. Net hierna, Just Bliss Naturals wys wat steek in hennepsaadolie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Adrie deel 'n hele paar boererate met ons. Kom ons gaan kuier op Teefontein. As daar nou een ding is wat die slegste naam het, is dit nou kasterolie. Hoe ons almal hom onthou in ons jong dae, jy moes voor die agterdeur kom staan en jou ma met 'n lepel dat jy kasterolie kan drink. Maar sy wonderwerk is eintlik pynverligtend. Nie om hom te drink nie. Jy kry vir jou kasterolie en jy kry vir jou flennielappe. In die ou dae het mens nog medicinal flannel gekry of medisinale flennie, soos die mense gesê het. Dan sit jy 'n kasterolie in 'n koppie en jy sit die koppie in 'n bak warm water dat hy lou is, en dan maak jy so 'n klein riviertjie van die kasterolie en jy sit hom om 'n pynplek. Of dit nou jou rug is, of dit nou jou maag is, of dit nou jou nek is, of dit nou jou elmboog is, kan jy vir jou met 'n kasterolie lap in een nag van al jou skete verlaat en verlos.
En sout. O, sout is die wonderlikste mineraal wat jy kan kry. En oom Johannes het my so geleer, soggens as jy opstaan, voor jy nog enige ding gedoen het hy so 'n paar grove soutkorrels in sy mond gegooi en sy mond uitgespoel met sout. En sommer so deur die dag kry ek myself daar by die soutpot dry en ek spoel my mond sommer net so lekker in sout. En wie ek is net so bitterlik bly. Ek is nie bang vir spinnekoppe nie. My klein wit huisie daaronder is vol spinnerakke. So ek het nou al baie nodig gehad om my te dokter as 'n spinnekop my byt. So as jy nou gebyt raak deur 'n spinnekop, dan sny jy nou 'n tamatie deur, sit hom vleiskant onder op die bytplek en bind hom vas met 'n lappie. En so loop jy dan vir so 2-3 ure, haal hom af en sit die ander deel van die tamatie daarop. En as dit 'n gifding is wat jou gebyt het, wat maak dat jy 'n gat inval, gaan keer dat jy die gat inval, of as jy 'n gat inval, dat jy nie so 'n groot gat inval nie. Maar weer eens mense, ons moet ons verstand gebruik. As jy nou die tamatie 'n dag of 2 of 3 gebruik het, en jy sien en jy lyk my jong, die ding lyk nou nie vir my lekkerie. Gaan na die wit jas toe, dat hy vir jou iets gee. 'n Boereraad kan jou 'n end weghelp, maar dan moet jy jou verstand op bysit. Ek is verbaas dat kasterolie ook as pynstiller gebruik kan word. Dankie vir die wenk, Antoinette. Ons bly by die krag van plante, maar nou val die kollig op hempsaadolie. Kyk saam. Waar Just Bliss begin het, ja, in die winter van 2019. So ons het getrek van PE af Bloemfontein toe. En dit het my regtig was 'n nuwe seisoen in my lewe gewees, na winter. En toe daai Julie maand kom, ons ken nie winters nie. In PE ken jy nie van winter nie, is redelik 'n gematigde temperatuur. En toe ek by die kombuisvenster uitkyk, toe sien ek al ons plante daarvoor is dood. En dit het vir my regtig gevoel op daai stadium, ek het so gevoel soos daai plante. Om eerlik met jou te wees, want ek het gekom van 'n besige lewe. En dit was vir my asof ek net soos die plante gelyk het. En toe het ek en my seun vir sy graad 9 jaar het hy 'n projek in entrepreneurskap gedoen van 'n besigheidsplan, en ons het al van tevore het ek en hy sepies gemaak, sommer glyserien sepies gemaak, en toe het ek begin daarmee en hy het 'n besigheidsplan daarmee gedoen, en toe dink ek myself, jene, hier is baie maklik om te maak, en toe challenge ek myself bietjie meer, ek wil regte seep maak, en toe begin ek baie flops later, baie flops, en toe besef ek hoe lekker dit is as jy 'n natuurlike seep gebruik. Jou vel voel heeltemal anders. Want in Bloemfontein is jy droog, tot jou oë is droog, jou klein toontjie is droog, en daai gevoel van 'n natuurlike seep droog nie jou vel so uit nie. En die een ding, en toe natuurlik, dis wie ek is, het ek begin rome maak, van rooibostee, want rooibostee is bekend vir al die antioksidante, en meer mense wil by my begin koop het. En dis hoe Just Bliss begin het. Hoekom ek besluit het op hempolie was met die navorsing wat ek gedoen het oor verskillende plantolies, want ek staan baie sterk, ek doen nie animal fats nie, ek doen net materiaal van plante, van plantolies, en ek het elke liewe olie het ek gekoop wat ek kon koop om te voel hoe voel dit op my vel. Die enigste olie wat vir my 'n verskil gemaak het, dat as ek hom op my vel sit en ek drup op my vel en hy trek dadelik in, was hempolie. En hoe meer ek geleer het en gelees het oor hempolie, dit was vir my eintlik, in Engels sal ek dit ook sê, 'n no-brainer. Dit gaan my handelsmerk wees, hempolie, vir daai rede. Dit is goed vir jou vel, dit is goed vir jou hare. Dis net 'n ongelooflike olie, en dit is net so jammer, baie min mense weet net van hoe goeie olie dit is. Die hemp is 'n plant, en elke liewe sentimetertjie of millimetertjie, as ek dit so kan stel, van daai plant word benut. As dit nie is vir die bou van huise nie, is dit vir die maak van klere of tou,
So hempolie word gepers uit die saad. Uit die saad van daai groot ongelooflike, in Engels sal sê die mees sustainable plant op die aarde wat daar is. 95% van my produkte het hempolie in. En dan sal hulle sê, o nee, ek wil nie, ek gaan haai raak. Dan sê ek, nee, glad nie, voel net die verskil aan jou vel. Voel net en jy gaan definitief anders dink oor daai lieflike olie. En ek weet nie of jy geweet het nie, maar hemp is 'n groen. En hoe groener hy is, hoe suiwerder is hy. Die grootste challenge in die besigheid is my agtergrond is ek het klasse gegee in rekeningkunde, so ja, ek kan rekeningkunde doen en ek het mense geleer van besigheid, maar ek het nog nooit self 'n besigheid bestuur nie, want teoretiese kennis is verskriklik ver verwyder van die praktiese. So ek het 'n kursus ook gedoen daarin om net te leer van op die grond, hoe hardloop ek 'n besigheid. Dit was nog aan die begin vir my groot, net hoe hardloop ek 'n besigheid. Jy weet, jy het mense wat vir jou werk, ek moet labels design, ek moet leer van, veral toe ek die aanlyn winkel begin het, moet ek leer van hoe hardloop jy aanlyn besigheid. Die grootste hobbel in daai stadium was die manufacturing, die tiny shop, die aanlyn winkel en ook natuurlik markte. Soos wat ek meer en meer markte doen. En jou rekeningkundige stel, dis alles is syfers en die syfers moet op die einde van die dag moet dit balanseer. Soos die besigheid groei het, daar's altyd hobbels. So ek is definitief nie bath and body produkte nie, ek is nie 'n skincare nie. Ek is 'n natuurlike lewenstyl besigheid. So ek probeer natuurlike alternatiewe vir mense gee. Van waspoeier na hierdie enetjie wat soothing is vir mense wat arthritis het, vir handjies wat hard gewerk het. Ek het hom aanvang gemaak vir my ma wat baie brei. En jy kan nie nou vir haar sê, hoor, jy mag nie meer brei nie. En jy kan nie al die pille vra gee om te drink nie of die inspuitings nie. Dis net so verkeerd. Toe ek daai produkkie gemaak vir my ma, dis net essensiële kombinasies met goeie bestanddele om te help. So ek maak produkte om mense te help. Net hierna, Corneille gesels met Malan Strydom van Canisier Genetics South Africa. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Ek gesels met Malan Strydom van Canisier Genetics South Africa wat al jare lank betrokke is by die groei van die plaaslike industriële hempbedryf. Ja, welkom Malan. Corneille, baie dankie. Malan, so waarom is industriële hemp so belangrik vir Suid-Afrika? Corneille, dit bied die geleenthede wat ons nodig het. Ons kan met hennep die kalf uit die put uit groei in Suid-Afrika. Dis duidelik, ja. Ons het wat dit vat in hierdie industrie. Dit is nie meer 'n nuwe industrie nie. Van die wetgewing daarvoor is ons al 8 jaar in die pad af. Sure, ja, en die permitstrukture is baie verfyn in die laaste 8 jaar. Die Departement van Landbou het werklik baie moeite gedoen om met ons almal te praat, te hoor wat ons nodig het, te hoor wat werk. Hoe doen ons dit tans? En hulle het vir ons permitstrukture gegee wat almal insluit. Dis werklik omvattend insluitend en dis baie bekostigbaar. Die permitstrukture soos dit tans is, maak voorsiening vir nisboere van tot 1 vierkante meter. Ja, dis wat ek wil hoor, ja, nou sal die mense regop sit. Natuurlijk. Toeganklik vir enigiemand. Hulle kan begin waar hulle is met wat hulle het nou. Ja, die geleenthede vir hemp dan, ek het al so probeer hoor, waar gebruik dit, waarvoor gebruik dit, maar lyk my dit is legio. Corneille, die geleenthede en die toepassings daarvoor is te veel vir die tyd wat ons beskikbaar het. Die twee waarna ek onmiddellik kan dink, is 'n groot bouprojek in die Kaap, wat tans aan die gang is, waar hulle hempkriet gebruik, in steede van tradisionele konkriet, soos ons dit ken. Hemp maak ongelooflike goeie boumateriaal, dis verskriklik lig, en dis vuurbestand heeltemal. Ja, ek het dit geweet, maar ek het al gehoor, jy kan dit in die boubedryf gebruik, dit is baie interessant. Dis wonderlik, een van die beste goed daarvan is, ons groei 'n nuwe veldstene elke 4 maande. Ja. Dit is geheel
hernubaar. Dis een van die behulpsaamste plante wat ons het. Ja, wat dit maak my baie opgewonde dat mense kan lekker idees het mekaar deel, altyd so tot soveel goed, maar partykeer het jy 'n beperkte mark, beperkte afset, maar as ek jou reg hoor en verstaan, die mense wat kyk kan bos gaan, want dit lyk my so amper onbeperkte, ek was so my Engels woord gesê, aftyk, dit is 'n groot mark. Daar is werklik groot geleenthede. Die bouprojek waarvan ek nou gepraat het, absorbeer al die hemp wat Suid-Afrika tans kan produseer. Almal wat tans groot produseer, verskaf aan hulle, en dis te min. Ons het nog nodig, ons voer tans in. Wanneer ons die bouprojek najag, dit skep werk wat ook net so baie kosbaar is. Maar ons is besig om Suid-Afrika se geld op ons eie tafel rond te skuif. Wat ons nodig het om te doen, is om ander lande se geld op ons tafel te kom sit. Ons wil dit hê, ons soek dit. Hoe ons dit doen is met uitvoere. Maar laat jy het my, dis nou die beeldspraak, jy het my regtig ook nou lus. Ek wil sommer hier 'n bietjie uitstap al begin, maar so vat my as 'n voorbeeld, regulatories, moet ek eers toestemming kry as ek môre wil begin hierdie, want dit klink hierdie mark is baie groot. Is dit moeilik, is dit 'n romslomp om toestemming te kry om te kan begin? Nee, glad nie. Die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development is die eerste stop. Hulle het 'n webblad toegewy aan hennep en die proses om 'n permit te kry. 'n Permit is nodig. Dit is 'n kort proses. Dit neem nagenoeg 3 maande, dan is dit afgehandel. Daar is nominale koste aan. Dan neem ek aan, ek het nou gesien die saadjies, ek gaan of die saadjies nodig hê, enige goeie plan begin seker met 'n saadjie. Waar sal ek begin soek vir die saadjies of waar gaan ek dit in die hande kry? Corneille, die tipiese nisboer kan saad aanlyn kry by Biltong & Buds. Okay. 'n klein so pakkie maklik is saad dit. waar daar massa saad nodig is, die Landbounavorsingsraad. Alright. Melanie, dankie, jy het my dag gemaak, want jy het nou vandag baie planne, baie hoop gegee. Ek dink van jare laas met Safran was so opgewonde, iets wat onbeperkt het, as ek reg gehoor het, voordele bring, hoop gaan gee, inkomste genereer, werk gaan skep. So alles wat ek graag wil hoor, het jy vandag aangespreek. Baie dankie dat jy ingekom het. Baie dankie, Corneille. Nou ja, groete tot volgende week. Totsiens. En onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Hierdie droom is te groot vir net ons. Ons het jou nodig. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Antoinette vertel ons meer oor die wilde als. En ons ontdek nog nisboerplase en die stories agter hulle. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.